Gemeente, vriende, wat is die sin van die lewe? Hoekom is ons hier? Wat is ons doel? Dit is natuurlik die moeilikste vraag om te beantwoord. En almal worstel met hierdie vraag op een of ander stadium in hulle lewe. Die wêreld bied natuurlik baie antwoorde vir ons. Party mense sê, die doel van die lewe is om jouself te ontdek, jou ware identiteit te vind en altyd bewus te leef. Party mense sê weer, dit gaan oor wat jy ervaar en beleef, oor plesier, genot, nuwe belewennisse. Party mense sê weer, dit gaan oor dit wat jy vergader, fisiese dinge, maar ook nie tasbare dinge nie. Dit gaan oor eiendom, besittings, voertuie, maar ook mag, reputasie, status. Ongelukkig is daar ook baie mense wat sê, maar die lewe het nie sin nie. Die lewe het nie 'n doel nie. Ons lewe en ons sterf. Wat sê ons as Christene? Wat is die Christen se sin vir sy bestaan? Hoekom is Christene hier? Wat is die doel van 'n gelowige se lewe? Die Bybel gee vir ons verskeie perspektiewe. Maar vir vanoggend se oordeenking wil ek spesifiek kyk na die verhaal van Genesis. Genesis 1 en 2. In Genesis 1 en 2 lees ons dat God die mens geskaap het. Maar die vraag is, hoekom het God die mens geskaap? En daar's 3 redes. In die eerste plek het God die mens geskaap sodat ek en jy in verhouding met God kan leef. Ons leef in verhouding met God, ons vereer hom, ons loof en prys hom, ons aanbid hom. Ons sê dankie vir die Here, vir alles wat ons het. Ons poog om die beeld van God in ons doen en late, in ons eie lewe sigbaar te maak. En ons weet, vriende, ons kan slegs in verhouding met God leef deur Christus. Op ons eie kan ons dit nie vermag nie. Nee, slegs deur Christus, wat die deur vir ons waawyd oopgemaak het, kan ek en jy hierdie lewensdoel verwesenlik. 'n Verhouding met God. In die tweede plek het God ons geskape nie net om in verhouding met hom te leef nie, maar ook met mekaar. Adam is geskape, maar Adam was alleen. Daarna het God vir hom 'n maat gegee, Eva. En Adam en Eva, of die mens, moet op 'n baie spesifieke manier met mekaar in verhouding staan. 'n Verhouding wat gekenmerk word deur liefde. Weereens moet ons teruggaan na Christus. Christus wys vir ons hoe hierdie verhouding tussen mense moet lyk. Dit moet gekenmerk word deur Christus liefde, vergifnis, respek, versoening. As ons wil weet hoe hierdie verhouding tussen mense moet lyk, kan ons maar slegs na Christus kyk en hoe hy met mense omgegaan het. En dan derdens, vriende, God skape ons baie spesifiek om te heers oor die skepping. Nie die skepping te misbruik en te vernietig nie, maar om dit op te pas, dit te respekteer en te koester. Wat antwoord jy dan, vriend? Wat is jou sin? Hoekom is jy hier? Wat is die doel van jou lewe? Eenvoudig gestel, is die sin van ons bestaan om in verhouding met God te leef, om in verhouding met mekaar te leef, om in verhouding met die skepping te leef. Elke aspek van hierdie 3 verhoudings moet gekenmerk word deur liefde. Liefde wat ons sien so duidelik in Christus se lewe, sy sterwe, maar ook in sy opstanding. Amen.